Nou ja, daardie tyd was daar ook maar soos vandag nog en soos te alle tye onder studente allerlei mooi liefdesgeskiedenisse, romantiek. En ek herinner my hierdie staaltjie goed, 'n goeie ou vriend van my het baie skielik hier verlief geraak en gekuis geraak met 'n noontjie. En toe het sy hom net so vinnig weer soos 'n warm patat gelos. Die volgende Saterdag aand, toe stap ek en my ou maat hier af in Van der Hof weg. Daardie tyd het ons nog gepraat van Noordbrug weg. En toe was dit 'n mooi romantiese ou straat, so 'n nou straatjie met die wilgerbome wat die takke so oorhang. Dit was eenvoudige idylle van 'n straatjie. Nou loop ons daar af, ek en my ou maat, hy met sy hartseer. En ons kom by Noordbrug en daar het ons gaan staan. En hy het lank vir die water gestaan en kyk. Maar hy sê niks nie, hy swyg aan alle tale. Tot ek naand vir hom sê, ou maat man, maar wat jy nou nie maar vir my vertel, hoe voel jy? Oor die nooit wat jou so vinnig gelos het nie. En so vinnig as ek die vraag kon stel, het hy die antwoord gegee. Ek voel soos 'n weerligstraal wat terugtrek nadat hy in 'n turksvybos vasgeslaan het. Ons studentelewe was daardie tyd veel kleiner as vandag. Toe ek hier gekom het, toe was daar 400 studente op die Pik. Minder as we daar nou in een koshuis woon. Ons het mekaar almal by die naam geken en ons het alles van mekaar geweet. Dit was 'n heerlike samelewingkie en ons het ook die interessante ding belewe dat ons deur die professore genooi is tydig en ontydig om by hulle te kom kuier. En dit was niks buitengewoons dat as ons Sondag aand van die kerk afkom, dan stap ons in 'n breë ry by die huis van professor Postma, die rektor in, of by Tosius, of by professor Johan van Rooi, of by enige van die ander dosente. En dan kuier ons 'n hele aand daar. By Tosius se huis was ons so tuis gewees. As dit teetyd word, dan sal Tant Marie vir ons gewoonweg sê, julle weet waar die koekies is, gaan haal dit maar. En dan sal een van die mans of die dames opstaan en die kruik met die koekies gaan haal, en dan word daar in die sitkamer saam geëet. By professor Postma het ons een aand hierdie ding belewe. Professor Postma was 'n baie stil, streng soort van 'n mens. Almal het vir hom 'n reuse ontzag gehad. As hy hier oor die kampus geloop het, dan het ons almal amper op aandag gekom. Onder die swart mense het hy die bynaam gehad, moenie met my praat nie. Nie omdat hy onvriendelik was nie, maar omdat ons vir hom so 'n ontsaglike respek gehad het, en hy het altyd voor hom geloop en kyk, so asof hy in 'n ander wêreld is. Nou in elk geval, die aand het ons toe by professor Postma gaan kuier, en hy was nog in sy studeerkamer toe die klomp studente daar aankom, en toe het een student per ongeluk onwetend op professor Postma se besondere stoel gaan sit. En toe professor Postma inkom, het hy nader gestap en voor die student gaan staan en vir hom gesê, meneer Kruger, kan ek asseblief my stoel kry? Die man het hom oor 'n mik geskrik en opgestaan en ja, professor Postma daar gaan sit en die vrede is herstel. Ek weet nie of ek ook nog moet vertel van die keer toe die studente hier die koshuispersoneel laat beesvel ry het nie. Daar was net soos vandag, ek weet nie of daar vandag nog sulke klagte is nie, maar studente het altyd 'n klag oor die gehalte van die kos. Ons het graaf Josef gehad as ons hoofkok en so 'n hele paar assistente, LS, nou Preller en ek weet nie wie almal se name nog was nie, Jakkals was ook ene. En toe een middag, toe besluit die studente nou help dit nie meer om klagte by die koshuispersoneel in te dien nie. Nou ja, ons het kort koshuisvergadering gehad en in die vergaderings daar is daar sulke klagte geopper soos ons is nou moeg vir verlede jaar se piesangs en volgende jaar se appels. In die middag toe besluit 'n klomp studente, hulle gaan nou die personeel laat beesvel ry.
Dis toe die eerste keer dat die ding op Pik gebeur het. Ek het ook nie geweet van beesvel nie. Dis 'n ding wat die boere, die Engelse aangedoen het in die Anglo-Boereoorlog. Ek was die middag besig met 'n Griekse toets wat ek moes skrywe hier in jou hoofgebou. En ek hoor 'n gejuig van studente buitekant. En ek sien met eens daar agter Spelonke se dak. Daar trek hoog bo aan die dak trek 'n man uit en ek kyk mooi, ek sien dis jakkals. En hy maak so 'n draai daarbo en hy raak weg en hier kom hy weer 'n slag. En nou ja, toe ek my toetsie klaar geskryf het, toe hardloop ek uit en toe was die ding nog aan die gang. Toe het hulle al die personeel wat moet sorg vir die kos, het hulle daar op komberse, pikkomberse. Ons het daai komberse ook genoem, wat was dit, perrehaar komberse.